Mense, ek wil vir julle baie hartlik welkom sê hier in die kerkgebou. Ek vermoed hier is nog miskien van die vakansiegangers wat saam met ons aanbid, aan julle besonderse woord van welkom. Dit is tog goed om weer saam in die huis van die Here te wees en ook elke keer hier te wees. Ek het 'n oom gehad, oom Gallie. Hy was nie eintlik 'n vreeslike kerkman gewees nie. Hy het nie baie in die kerk gekom nie en toe eendag toe stap hy, loop hy die dominee raak daar in 'n Vrystaatse dorpie waar ons gebly het. En die predikant weet nou, oom Gallie is nie eintlik 'n kerkou nie. En hy sê vir oom Gallie, nou jong, sien ek jou Sondag in die kerk. Oom Gallie sê, wat? Is dit alweer kerk? So vriende, dit is alweer kerk vanoggend. Maar baie welkom. Dit is my 'n geweldige groot voorreg om vanoggend hier te wees in die gemeente waar ek 21 jaar gewerk het. Wat 'n wonderlike voorreg was dit gewees. En ek moet vir julle sê, ek staan nogal met gemengde gevoelens hier rond. Want ek dink aan die een kant ek kan Dominee Frikkie en Maritjie hulle wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. En ek wil tog vra dat julle in die besonder ook aan hulle sal dink en ook aan ander siekes waarvan julle weet. Ek het nou nie die name van mense gekry weer nie, maar kom ons priesterlike plig na om voorbring te doen vir mense in ons gemeente en in kontry rondom ons wat siek is, wat swaar kry. Daar's baie maniere van swaar kry, daar's baie armoede en mag die Here ons harte sag maak en vir ons 'n deernis gee. Ja. Hallo Sean, jy's ook hier so. Wonderlik man. Maar in elk geval dat die Here vir ons 'n diepe deernis in die hart sal gee om te gee vir mense langs ons. Dit is tog maar die pad van die liefde. Vriende, baie welkom. Mag die Here vir ons saam baie ryklik seën ook vanoggend. Ek wil vanoggend die diens so 'n bietjie anders begin deur vir u te vra dat ons hardop saam, ons staande hardop saam die geloofsbelydenis doen. En daarna sing ons sonder aankondiging, sing ons dan lied 201 vers 1, 2 en 3. Kom ons staan vriende en dan doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus die Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Vriende, ek wil graag die kern van die wet van die Here aan julle voorhou, soos wat ons dit ook kry in 1 Korintiërs 13, die baie bekende gedeelte. Hierso skryf die apostel Paulus, nadat hy gepraat het oor besondere gawes wat die Gees aan die Here, aan die mense gee, kom hy by die 13de hoofstuk en dan sê hy, na al hierdie wonderlike gawes wat die Here gegee het, sê hy, maar nou wys ek julle 'n weg wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het uit aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Kom ons buig die hoofde in gebed. Ons hemelse Vader, wanneer ons na hierdie duidelike woord van U luister, oor die grootste gawe van almal, die liefde, dan wil ons maar in ootmoed voor U buig. Want U weet tog, Here, dat ons as U kinders, as kerkmense, as Christene, dat ons dalk nie verskriklike sondes begaan nie, maar dat ons die liefde baie keer en op baie maniere versuim. Dat ons nie 'n oog van genade het op ander nie. Dat ons so maklik verbykyk by hulle wat ons eintlik nodig het en wat baie keer so swaar kry. Daarom bid ons, o Here, vergewe ons asseblief ons liefdesversuim en gee vir ons deur U Heilige Gees wat die Gees van die liefde is. Gee vir ons deur hom die inspirasie en die krag en die ywer om baie meer lief te hê en dit te wys in ons dade rondom ons elke dag. Aan U, o Here, die eer tot in ewigheid. Amen. Mense, kom ons sing 'n danklied. Kom ons sing 'n danklied vir die Here se goedheid, sy liefde en sy sondevergifnis. En ons sing dit uit lied 203, daarvan die eerste en die derde vers. 203, vers 1 en 3. Oh
Liewe mense, ek gaan vir julle vanoggend lees uit die woord van die Here, uit die wonderlike evangelieboek van Johannes, en daarvan die heel eerste hoofstuk, Johannes 1, een van die evangeliebeskrywings. Kom ons maak die oë toe in gebed, ons word stil voor die Here, en ons roep ook vir hom aan in gebed. Kom ons bid. O Here, ons Vader, dit is regtig ons behoefte vanoggend om vir U te ontmoet, soos wat U ons kom ontmoet het. Om by U stil te word in hierdie kerkgebou vanoggend. En al die stemme daar buitekant, en al die stemme vanuit ons hart, wat soms so onrustig kan wees, stil te maak in U teenwoordigheid. Dankie vir die ontsaglike voorreg dat ons U kinders mag wees, wat alles, maar alles net genade is. Dankie vir die voorreg dat ons U kerk mag wees op aarde, wat soveel genade ontvang het, maar ook die wonderlikste roeping om in die wêreld lig en sout vir die aarde te wees. Here, U woord is vir ons baie keer net te diep, te ingewikkeld vir ons klein ou verstaantjies. En daarom bid ons om die besondere teenwoordigheid van U Heilige Gees vanoggend in hierdie kerkgebou, en by elkeen van ons, dat Hy self sy woord aan ons duidelik sal maak, ons harte daarop sal instel, en ons lewe bereid sal maak om hierdie woord te aanvaar, te bære in ons hart, en daarmee te gaan lewe. Hemelse Vader, ons het vanoggend die behoefte van die hart, om in die besonder ook vir Dominee Frikkie en Marietjie aan U op te dra, wat nou al 'n lang pad met siekte en behandeling kom, en vra dat U vir elkeen van hulle in die besonder sal aanraak, met krag en genesing. Ons erken U as die Heer, by wie niks onmoontlik is nie. So bid ons vir ander in ons gemeente, wat swaar kry op verskillende maniere, want Here, U weet hoe stikkend ons ou wêreld is, U weet hoe stikkend ons as mense is, hoe dat ons nie elke dag 'n maklike pad loop nie, maar dankie dat ons dit met U kan loop, en dat ons vir U kan vra om by ons te wees. Seën nou U woord aan ons, Here, maak ons harte regtig daarvoor ontvanklik, dat daar iets mag gebeur in die gesprek tussen ons en U, dat daar iets mag gebeur in hierdie ontmoeting, wat so anders is as alle ander ontmoetings. Wees ons genadig, en hoor ons gebed, asseblief, in die naam van Christus, die Here. Amen. Mense, ek lees dan uit Johannes hoofstuk 1. Boaan staan die woorde, die woord het mens geword. Dan skryf die apostel Johannes, en nou sal u hoor, vriende, dat dit 'n redelike dogmatiese stuk is, 'n redelike leerstellige stuk, maar wat kosbare waarhede in het. En nou is dit ook so dat Johannes 1, veral die eerste 18 verse wat ons gaan lees, 'n geweldige ryk gedeelte in die Bybel is, en ek probeer maar vanoggend om 'n enkele gedagte daar uit te haal, en vir ons en vir myself te probeer duidelik maak, dat ons daarmee kan gaan leef. Kom ons lees. In die begin was die woord daar. Let op, die woord word hier ook met 'n hoofletter gespel. En die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense.
Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. En vriende, ons gaan nou ons aandag meer vestig op die eerste vers. In die begin was die woord was by God, en die woord was self God, en dit dan aansluit by vers 14, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Vriende, kom ons sing, terwyl ons bly sit, sing ons ook as 'n voorbereiding vir die vir ons boodskap en skriflesing, of dan die boodskap uit lied 159. Kom ons maak vir ons daardeur bewus daarvan dat God regtig hier teenwoordig is, by ons elkeen, net soos ons is. God is hier teenwoordig, laat ons bidde nader. Liewe vriende, ek het nou so enkele aande gelede het ek 'n pragtige dokumentêre film op die televisie gekyk. En dis 'n toneel daar in Noord-Namaqualand by die Rigtersveld daar rond, waar dit verskriklik droog was. Die gras was wit, vaal, die klippe was byna swart gebrand. Nou, dit is maar 'n droërige wêreld, maar dit was uitsonderlike droogte. Alles was dood, vaal, droog en leweloos. Maar so teen die noorde was daar 'n heuwel, en agter die heuwel het daar groot, donker reënwolke opgesteek. En dit moes toe later gereën het, alhoewel nie daar waar die toneel afgeneem word, maar dit moes toe later hoër op gereën het, want nie lank daarna nie, wel waarskynlik enkele ure daarna,
toe kom daar oor die heuwel so in 'n kloofie af, kom daar so 'n klein straaltjie water wat daar af begin afdrup. En dit groei aan. Dit word die water loop al sterker en dit word al meer en later bruis die stroom en hy stort oor 'n klip dat dit soos 'n waterval daar afval en dit brei uit oor die landskap van daardie gedeelte. En vriende, dan die volgende toneel moes enkele maand of 2 of 3 later gewees het, maar die volgende toneel toe het alles verander. Alles het verander. Dis asof daar 'n stuk lente neergesit is in daardie dorre streek. Die gras het uitgesprei, die blomme het geblom. Dit was alles nuut. Dit was alles nuut. Dis of daar 'n opgewondenheid en 'n blydskap en 'n dankbaarheid oor die veld gerus het na al die pragt. Om een of ander rede, vriende, en ek was toe al besig met die voorbereiding uit hierdie Johannesbrief vir vanoggend se diens. Om een of ander rede het ek gedink aan die woorde van die Here Jesus in verskillende gedeeltes waar hy sê, Johannes 7 vers 38. Hy sê, wie in my glo, strome van lewende water sal uit sy binneste bruis. In hoofstuk 10 vers 10, Johannes 10 vers 10, waar hy sê, ek het gekom dat julle die lewe in oorvloed kan hê. En in hoofstuk 15 van Johannes 15 vers 5, daar sê hy, wie in my bly, dra baie vrugte. En synde besig met die woord van die Here en waar 'n mens ook maar gedurig na jouself kyk as prediker, het ek tog so 'n bietjie gewonder, vriende, lyk my geestelike lewe so? Blom my geestelike lewe so op hierdie manier? So lewend, so oorvloedig, so vrugdraand. En ek het begin dink oor die vraag, vriende, watter geheim is daar dat my lewe in oorvloed kan ontvou? Wat is die geheim dat 'n mens se lewe as gelowige in oorvloed kan ontspruit, kan ontluik in 'n vrolike lente, in ryp somer en so meer? In my nalees oor Johannes 1, vriende, het ek begin besef, indirek lê hier in die Johannes 1, in hierdie eerste 18 verse, indirek lê hier 'n antwoord vir 'n nuwe, voller geloofslewe. Nou vriende, dit is 'n ontsaglike woord wat hier geskrywe staan. As 'n mens dit regtig gaan lees en daaroor nadink en dit in jou hart opneem en in jou lewe integreer, dis 'n geweldige, ontzagwekkende Godswoord wat ons tref. 'n Protestantse teoloog van die 16de eeu, sy naam was Franciscus Junius, skryf dat hy een aand so ontmoeting met Johannes 1 gehad het. Hy sê dat hy as jong mens nie eintlik baie godsdienstig gelowig was nie, maar so saamgedrentel met die span. Maar eendag het hy sy pa se Bybel geneem en daaruit gelees. En toevallig lees hy Johannes 1. En dit tref hom. Nou haal ek hier aan wat iemand oor hom skryf. Die persoon sê, dit is nou Junius, Franciscus Junius, he says that he observed such a divinity in the argument. Hy het so 'n goddelikheid in hierdie teks gewaar. Such an authority and majesty in the style that his flesh trembled, and he was struck with such amazement that for a whole day he scarcely knew where he was or what he did. En dan gaan hy voort, kan nou nie alles lees nie, dan gaan hy voort om te vertel hoe dat sy lewe verander het. Nou vriende, wat is die boodskap in Johannes 1?
Of een van die boodskappe, moet ek sê. Wat is die boodskap van Johannes 1? Wat het Franciscus Junius hier gevind wat sy lewe verander het? Kom ons kyk net eers na die teks. Hier staan in die begin staan daar, in die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Nou vriende, die woord hier dui baie duidelik op Christus. Want ons lees in vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dit kon van niemand anders gesê gewees het nie. Ons lees ook in Hebreërs 1 vers 1 dat die apostels, die skrywer daar sê, onder andere hy sê, nadat die Here met ons voorvaders in die ou tyd deur die profete gepraat het, het hy in hierdie laaste dae met ons gepraat deur die Seun, die woord. Het hy met ons in die laaste dae gepraat deur die Seun met ons gepraat. En vriende, dan wat vir my opvallend is in die eerste vers is dat die godheid van die Here Jesus Christus word hier bevestig, want hy sê die woord was by God en die woord was self God. Dis geweldige woorde hierdie vriende. Die woord, die goddelike woord, die godswoord, die woord wat ook God is, sê hy, het mens geword en er ons kom woon. So wat is die boodskap? Wat is die boodskap wat ons in die enkele verse hier hoor? Hoor hierso broer en suster. En ons het 'n professor gehad op Stellenbosch wat vir ons die prediking geleer het, professor Koli Kotse. En hy het altyd wanneer hy so driftig raak in 'n preek en so dat hy gesê, hoor hier. Nou sê ek vanoggend vir julle, hoor hier broers en susters. Ons ganse bestaan is deurdrenk met die teenwoordigheid van God. Watter God? Kyk wat sê die teks. Vol lig en lewe, vol genade en waarheid. Gemeente, so terloops, broer, suster, ek praat met elkeen van julle en met myself. Wat leef vandag in jou hart? In jou gemoed? Vrede of onvrede? Rus of onrus? Sekerheid of angs? Vreugde of droefheid? Want vriende, julle weet tog nie, kyk, ons lewe in 'n wêreld wat wyle professor Flip Tron van Stellenbosch genoem het, 'n verruklike en 'n verskriklike wêreld. Verruklik in die sin van daar's in ons wêreld, in ons verhoudinge, in ons daaglikse verstand, is daar pragtige dinge, is daar mooi dinge, en ons moet tog maar dit raak sien en positief bly, maar daar's ook slegte dinge, verskriklike wêreld. Nou lyk dit vir my, vriende, as ons kyk na ons wêreld vandag en in die tyd wat verby is en wonder oor die toekoms en so meer, dan lyk dit tog vir my die oorwig lê aan die kant van die verskriklike, aan die kant van die donker. Psalm 90 sê immers vir ons, hy sê, kyk, die dae van ons jare is 70 jaar of 80 jaar as ons baie sterk is. En dan sê hy daarby, die is vol swaar kry en leed. Ek lees ergens dat die groot Duitse digter en skrywer Johann Wolfgang von Goethe, hy het ergens geskryf, hy sê, as ek terugkyk na my lewe, dan sien ek 'n see van ellende, waarin daar hier en daar klein eilandjies van geluk dryf. Nou miskien mag dit oordrywing wees, of miskien mag dit 'n baie negatiewe opvatting wees en so aan. Maar vriende, sosioloë, antropoloë, sielkundiges en ander vertel vir ons dat die oorheersende stemming van die mensdom vandag, in hierdie 2024, binnekort 2025, die oorheersende stemming van mense vandag is angs.
angstigheid, bang vir baie dinge. En vriende, hierdie onrus, onvrede, angstigheid, vreet ook aan ons harte. En daarom my vraag aan julle en aan myself, wat lewe tans in ons gemoed, in ons hart? Wat stempel ons gedagtes? Wat dra ons op ons skouers? My hart is ook vol goeters, wat ek nie graag daar sou wou gehad het nie. Maar nou kan ek vir julle en vir myself sê, as geloofsgenote sê ek op gesag van die woord, Here, broers en susters, ons bestaan is deurdrenk met die teenwoordigheid van God. Die verlossende God, die God van lig en lewe, van genade en waarheid. Maar goed, kyk, ons weet dit nie. Ons het dit al voorheen gelees. Ons kry dit baie plekke in die Bybel. Ons weet dit, ons lees dit en ons glo dit. Maar wat moet ons nou doen? Wat moet ons nou doen? In die Latynse taal is daar 2 woorde wat gedurig in ons geloofslewe opduik. En dit is die 2 Latynse woorde coram deo. Coram deo. Wat beteken voor God, of as 'n bietjie wil uitbrei, voor die aangesig van God, of dan in die teenwoordigheid van God. Met ander woorde, vriende, 'n coram deo lewe is om bewustelik in die teenwoordigheid van God te lewe. En daarom in Psalm 105 vers 4 in baie moeilike tye maan die psalmdigter sy mense en hy sê vir hulle: soek gedurig sy teenwoordigheid. Word meer bewus dat ons ganse lewe, ons bestaan, afspeel in die teenwoordigheid van God, voor sy oë, coram deo. Pragtig het ou Dawid in Psalm 139 hierdie coram deo gedagte verwoord toe waar hy sê hierso, Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes en voordat hy by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. U omsluit my van alle kante. U omsluit my, hoor nou, van alle kante. Van alle kante. En vind jy ook in die literatuur hoor ons hoe dat geloofsmense iets van hierdie coram deo karakter van die geloofslewe beskrywe. Dink maar aan hierdie mooi teks uit 'n gedig van Elisabeth Eywers waar sy skrywe: Nou sal ek nie meer lag of snik, maar luisterend met my oor, dig bo die geelryp grassaad buk en U verbygang hoor. En as weldra U donker nag my dek, wil ek gaan lê en moeg my oë sluit om sag vir U totsiens te sê. In 'n pragtige boekie van die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer, 'n boekie wat in die Tweede Wêreldoorlog, in die hel van die Tweede Wêreldoorlog tot stand gekom het, skryf die Duitse teoloog hierdie woorde. Hy sê: God, U het my nie met rus gelaat nie. U het my agtervolg. U het nou hier, dan weer daar in my pad kom staan. Soos 'n niks vermoedende het U my vasgegryp en nou kan ek nie van U loskom nie. U het my aan U verbind in lief en leed. Ek lees ergens dat 'n Engelse skrywer R.C. Sproul, hy skryf 'n pragtige stuk oor hierdie coram deo lewe en hy sê die coram deo gedagte, die wete dat ons elke oomblik voor God se aangesig lewe, verlos ons lewe van gefragmenteerdheid en disintegrasie, naamlik bestaan waarin ons lewe oopgebreek word in kompartementjies wat uiteindelik daarop neerkom dat net enkele stukkies van ons lewe vir God gereserveer word, soos Sondagse kerk en Woensdagse biduur. Nee, sê hy, coram deo lewe maak ons lewe heel en bind alles saam tot 'n eenheid onder God se bestuur. Dan word alles in ons godsdienstig. Dit beteken, skryf Sproul, dat as iemand sy werk doen as 'n ketelmaker
of prokureur, of as klerk, of as huisvrou, coram deo, dit is voor God net tot die eer van God, is so 'n persoon net so religieus, soos 'n evangelis, wat siele vir Christus wen. En 'n laaste opmerking daaroor, 'n Engelse kommentaar skryf oor coram deo, hy sê coram deo captures the essence of the Christian life. To live coram deo is live one's entire life in the presence, under the authority of God, and to the glory of God. Weet julle vriende, wat die vraag het hom gedurig aan my opgedring het, toe ek nou hierdie goed lees en skryf en so meer. En ek het dit werklik vir myself gevra, ek het nie aan ander mense gedink nie, nie aan die gemeente regtig eers gedink nie, ek het dadelik aan myself gedink, hoe kan ek meer bewus wees van God se teenwoordigheid elke dag? Want hy onder ons kom woon. Hoe kan ek meer bewus wees van sy teenwoordigheid elke dag? Want vriende, julle sal tog nou weet, vanuit die wêreld is daar duisende stemme wat ons bewussyn vul. Baie pligte verg ons aandag. Siekte, krisisse, ry ons bloots. Die wêreld trag om ons visie op God te verdof. Hoe kan ek bo al die stemme uit die wêreld en ook al die stemme uit my hart, wat partykeer so onrustig is, hoe kan ek uit bo al hierdie stemme die stem van God verneem? Hoe kan ek hom hoor? Hoe kan ek hom hoor? Hoe kan ek meer bewus word van sy teenwoordigheid in die stryd van ons bestaan in hierdie wêreld? Hoe kan ek te midde van moeite en angs, siekte, verlies, armoede, nog vir God sien? Nog vir God sien? Ek het aan 3 dinge gedink wat vir ons daarmee kan help, vriende, om meer bewus te wees, meer bewus te leef van die teenwoordigheid van God. En die eerste een is luister. Luister. Luister na God. Want vriende, niks maak jou so bewus van die realiteit van 'n ander persoon of van God as kommunikasie nie. Om na hom te luister met 'n oop hart. En daarom sê die digter van Psalm 119 sê, U woord vergeet ek nie. Ek sal U voorskrifte gedurig voor oë hou. Hoor nou net, die hele nag lê ek wakker en oorpyns U woord. En so maak hy homself bewus van God is hier. God is hier. Die tweede ding wat ek sal wil noem is praat. Praat. Wanneer Paulus in Efesiërs 2 of 3, wanneer hy in Efesiërs praat van die evangelie, van die onpeilbare rykdom van Christus, wat doen hy dan? Wat doen hy dan? Hy sê, hoor net hierso, hy sê ek kniel in gebed. Kniel in gebed. Ek praat met God. Ek praat met God. Ek luister na God en ek praat met God. En broer en suster, laat ek nou vir julle sê, want ek weet dit self, uit diere ondervinding. As ek en jy die woord en die gebed verwaarloos, kan ons maar vergeet om bewus te bly van God se teenwoordigheid in die stryd, partykeer in die hel van die lewe. Kan vergeet daarvan. Ek wil 'n laaste dingetjie noem, wat ek meen, broer en suster, vir ons help, om bewus te bly, bewus te word en bewus te bly van die teenwoordigheid van God in ons lewe, elke dag, wat ook al gebeur, en daar gebeur slegte dinge met ons partykeer, nê, swaar dinge. Daar's 'n derde ding wat ons kan doen, kyk na die wêreld rondom jou. Kyk na die wêreld rondom jou. Kyk na die wolke, die see, die reën, die wind. Kyk na die son en die maan en berge. Kyk na
kyk na die voëls en die veld en die reënboog, na bome en blomme. Dis God se handewerk. Ek lees nou die aand 'n stukkie wat die bekende skrywer Khalil Gibran geskryf het in die boekie Die Profeet. En daar sê hy onder andere hierdie woorde wat my nogal getref het. Hy sê, "And if you would know God, look about you and you shall see him playing with your children. And look into space, you shall see him walking in the cloud, outstretching his arms in the lightning and descending in the rain. You shall see him smiling in flowers, then rising and waving his hands in trees." Die woord en die Kersfees wat ons sopas gevier het, sê God is hier. God is hier. Ek lees 'n gedeelte in dink is Jesaja 58 min of meer. Ek lees in Jesaja 58 vriende dat die volk is in die volk van die Here is in ballingskap. Dit gaan swaar met hulle kry swaar en so meer. En dan sê die profeet vir hulle, Jesaja sê vir hulle in Jesaja 58, hy sê, jy sal roep, jy sal om hulp roep, en die Here sal antwoord, en hy sal sê, hier is ek. Hier is ek. Vriende, God is hier. Ook hier waar ons nou by mekaar is, ook as jy uitstap, ook as jy hospitaal toe gaan, ek weet van sommige van julle wat hospitaal toe gaan, ook as jy uitwaag in die hardheid van die lewe, die onvoorspelbaarheid van die lewe, God is hier. Bly bewus van hom. Bring alles van jou lewe in sy teenwoordigheid en vind daar rus en vrede. Nou dink ek nie 'n mens kan anders as om af te sluit deur te sê, maar ons moet ook die teenwoordigheid van die Here bekend maak aan mense rondom ons. Daar's mense wat, alhoewel hulle dit dalk nie weet nie, wat smag na God, wat smag na die teenwoordigheid van God, wat alles anders maak, soos daar die bergstroom in Namakwaland. Mag julle baie bewus bly en ek self ook, Here, my broers en susters. Want ek vergeet ook maar baie keer die Here hoor. Baie keer verdof die wêreld my visie. Dis of daar 'n godsverduistering plaasvind agter al die sorges van die lewe. Maar onthou sy woord, hou vas aan sy woord. God het mens geword en onder ons kom woon. Amen. O Here ons Vader, dit is vir ons so 'n ongelooflike wonder en voorreg dat U by ons is. Dat ons ook rondom die Kersfees kon sê, Immanuel, God met ons. Ons bely vanoggend dat ons dit so maklik vergeet. En dat ons deur die wolke van sorge en baie ander dinge en van versoekings en wat nog meer die visie op U verloor. Nie aan U dink nie, nie met U praat nie, nie vir U sien in die wonderlike wêreld daar buite nie. Daarom bid ons vanoggend met groot erns, o Here, maak vandag vir ons elkeen, U ken ons elkeen se behoeftes, blydskap of vrese, geluk of angste, dankbaarheid of ontwrigting, vreugde of bitterheid. U ken ons elkeen, Here. Maak ons weer bewus. Help ons om weer dat ons weer bewus sal word dat U hier is. Elke oomblik die getroue God van ons lewe, aan U die eer, o Here.
Amen. Mense, kom ons dien die Here met ons dankoffers en daarna sal ons saam sing uit lied 509. Liewe gemeente, lied 509 is eintlik 'n pragtige geloofsbelijdenis, juis oor die teenwoordigheid van die Here as hy skryf hierso of sê, op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. En dan hierdie pragtige 4de vers, roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, of waar ek lê, is God. Hy's daar. Kom ons sing vers 1 en 4, lied 509. Ja, Sean? Ons kan nie nou nie hoor. Ek sal later by jou lees. Reg? Dankie man. Ek sal dit graag later lees, hoor.
Ontvang die seën van die Here, mag sy vrede by julle wees. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Amen.